Goeiemôre, liewe gemeente. Ek glo dit gaan goed met elkeen van julle. Die winter het ook sy voordeel. Ons hoef nie na parkeerplek ver te soek nie. Ons kan sommer teen aan die kerk stilhou. En van die lidmate het gesê, hulle moes hierheen loop. Die verkeer was so afwesig gewees, hulle hoef nie eers links of regs in die pad te gekyk het nie. Baie hartlik welkom aan elkeen van julle. Baie dankie aan Marita, wat so noukeurig vir ons die agenda van die week opteken. Baie dankie Marita. Julle het dit almal elektronies gekry, of daar is hardekopieë by die deur beskikbaar. Ek lig net een en ander uit. Julle sien die preekbeurte vanoggend. En dan ook volgende week, baie dankie ook aan ouderling Jan Liebenberg vir sy diens, verskoning wat hy by Mooihawe sal doen. Daar rondom die deurkollekte kan julle na kyk, en dan as ons omblaai, dan word ons weer herinners, ons kyk uit vir mekaar, ons gee om vir mekaar, en wat ek altyd sê is, deel ook julle uitdaging, want as ons nie weet nie, vir watter rede ook al, dan mag ons nie altyd aan julle dink of by julle uitkom nie. Ons dink besonder dan ook aan Suster Bets Meyering, wat steeds gehospitaliseer is. En dan is daar 'n klompie verjaarsdae, sommer beginnende vandag, en vir elkeen wens ons goeie gesondheid, goeie geluk, goeie vrede, vreugde en vriendskappe toe. En ek sê deesdae sonder enige beskeidenheid, die geskenke moet ook nie te beskeie wees wat na die mense toe kom nie. Ons sê geluk aan Chris van der Walt, aan Marie Lemmer, Joanne Krog, Albert Marits, Johan Prinsloo, Elsje Karstens, Heini Ladegang, Stefan Becker, Don Fischer, Rowan Olivier, Franco Weppener en Annette de Tooy. Ryk gerus ook uit na hierdie lidmate met goeie wense vir die verjaarsdag. Dan kan julle net sien onder aan die tweede bladsy 'n opmerking oor die dankoffers. Baie dankie ook vir julle getroue bydraes. Die derde bladsy is oor Paulus se briewe waarmee ons besig is. Tans by die brief in Efesiërs. En hier gaan dit oor 'n klompie verhoudings waarin mense staan. En blaai ons om na die laaste bladsy toe. Dan is daar ook een en ander waarvan die belangrike is, wat ons wil uitlig, die bazaar. Neem asseblief kennis dat die datum van die bazaar verskuif het na Saterdag 6 September. Ons reken op elkeen van u se deelname en betrokkenheid daarby, en dan sien julle ook, nou reeds word die groot wit olifanttafel aangekondig. So laat ons ook nie hierdie belangrike saak by 'n bazaar agterweë laat nie. Liewe gemeente, dit was 'n koue week. Ons is vanoggend saam. Dalk is teen hierdie tyd van die oggend, voel julle ook die dag het al 'n myl of 2 agter die blad. Kom ons word vir 'n oomblik in onsself doodstil. Ons vergeet net eers vir 'n oomblik van alles in onsself en buite onsself, en dan begin ons. Amen. Liewe gemeente, ek hoor die afgelope week was die bekende winternag van Eugène Marais 'n hele 120 jaar oud. Boonbehalwe dat dit gereken is as die eerste volwaardige Afrikaanse gedig, verwoord dit ook iets van ons blyplek in hierdie deel van die wêreld, oor die wind wat skraal is, oor die vlaktes wat kaal lê, en erns ook in hierdie erbarmlike omstandighede, die herinnering aan die Here se genade. Terwyl ons gebibber en bewe hierdie week,
was daar nie net hier ter plaatse nie, maar ook in die wêreld was gewere letterlik aan die werk gewees en die woordeboek geweer, dit waarmee ons mekaar so gereeld bykom, se loopgawe was vol gewees. Dalk is dit tyd dat ons al die kwaad eenkant moet sit. Dalk het dit tyd geword dat ons opnuut moet soek na vrede. Dalk is die woorde van lied 178 wat ons nou gaan sing, nie net 'n lied vir die erediens as toetrede nie, maar dalk moet ons elke dag se lied word, ons elke dag se gebed, die gebed om vrede. Kom ons sing hierdie mooi lied saam, kom ons herhaal dit 2 keer, om ook onder die indruk te kom van die soeke na vrede. Here onse God, aan U die eerste en die laaste, die begin en die einde, die oorsprong van alles, die een wat was en is en sal wees. Kom bring ons lof, ons dank, ons eer en ons aanbidding, en bely ons saam met die kerk deur die eeue, dat U teenwoordig is, dat U 'n God van liefde is, dat U by ons is. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van Hom, wat eenmaal vir sy disippelkring gesê het, vrede vir julle, vrede vir julle, vrede vir julle. Kom ons blaai na lied 169, dis 'n loflied, en ons sing al die verse van hierdie mooi lied, heilig, 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 Heer God almagtig, groot is U troon, U is steeds met lof omring. Heilig, heilig,
Liewe gemeente, Liewe gemeente, ons gaan vanoggend met mekaar saam lees uit Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons gaan net die eerste 6 verse met mekaar saam lees. Efesiërs 4, net die eerste paar verse, en ek lees vir ons vanoggend uit die 2020 vertaling. Efesiërs 4. Voordat ons saam lees, kom ons word stil in gebed. Here onse God, dankie vir die mooi dag. Dankie vir die helder hemelruim. Dankie vir die saam wees, vir die saam sing, die saam lof toebring. Dankie dat ons voor U kan staan, U grootheid en heiligheid, ons die nietige mens. En tog het U ons gemaak, U het ons met liefde en eer bekroon, U het ons die potensiaal gegee om die wêreld te verander, ja te verbeter. Here, ons staan voor U, in ons nietigheid, in ons kleinheid, in ons selfverhewendheid, in ons selfwaan, en kom buig voor U, op soek na 'n ander rigting, na 'n ander leef, na 'n ander doen, op soek na 'n naderkom na U, 'n getrou wees aan U, 'n ware selfverloning, 'n ware navolging. Here, dankie vir hulle wat vanoggend hier is. Dankie dat ons mekaar aan U kan opdra. Dankie dat ons vir mekaar se mekaar kan bid. Elkeen van ons wat verbind is aan 'n iemand of iemande, sal U, o Gees van Christus, ook hulle bereik. Vir hulle wat vanoggend nie hier kan wees nie, tyd of omstandighede of plek of dalk net 'n soek na dieself, mag U Gees hulle ook daar bereik. Here, dankie vir U geopende woord. En nou vra ons dat U, o Gees van Christus, ons gevange sal neem, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat die Gees tot ons sal spreek, en in ons 'n hart van vrede sal lê. Ons bid dit alles in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Skus, hy het nou hier afgeglip. Daar glip ons om terug. En nou kan ons lees Efesiërs 4. Nou voordat ek lees, julle sou sien as julle aandagtig gekyk het na die agenda, die bedoeling was net die eerste 3 verse, want ons ken baie goed die 4de vers en verder oor die eenheid van die kerk. Maar die eerste 3 verse kyk ons nie genoegsaam na nie. So kom ons lees die 2 in kombinasie. Vers 1. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Dra mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in die liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede, een liggaam en een Gees, sodat julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop,
een God en Vader van almal, wat oor almal, en deur almal, en in almal is. Liewe gemeente, ek wil vanoggend in besonder kyk na die tweede vers, daar waar ons geroep word om ons roeping uit te leef, en dan sê die tweede vers, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra. En binne hierdie klompie verse, binne hierdie klompie woorde van vers 2, wil ek net weer herhaal, om mekaar met volkome nederigheid in liefde te verdra. Liewe gemeente, ek het van tevore vir u gesê dat die brief aan die Kolossense en die brief aan die Efesiërs grootliks met mekaar ooreenstem. Hoewel die brief aan die Kolossense spesifiek kyk na wat Christus vir ons gedoen het deur sy verlossing, en in die Efesiërs die betekenis daarvan. Beide Kolossense en Efesiërs handel oor die kerk. In die Kolossense brief is die klem op Christus, die hoof van die kerk. Hier in Efesiërs is die kerk die liggaam van Christus. Bloot net hierdie woordkeuse verraai al klaar 'n besondere verbintenis wat daar tussen die kerk en die Here is. In die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs word gehandel met die verlossing en die betekenis daarvan. Dit moet oorgaan in praktyk. Die praktyk word in besonder gefokus hoe die kerk as liggaam van die Here dan moet lewe. Vanoggend gaan ons nie daarby stil staan nie, maar om dit net te noem. In Efesiërs lê die klem op die eenheid van die kerk. Die eenheid deurdat daar een Vader, een Seun, een Gees is. Die kerk is self een deur die hoop en die geloof en die doop. Maar agter hierdie eenheid lê 'n bepaalde gesindheid, lê 'n bepaalde bydae. En dit is waarom die tweede vers klem lê op 'n klompie deugde. Die deeg van nederigheid, die deeg van om jammer te wees vir mense, die deeg van om geduldig te wees met mense in die liefde, en die deeg om mekaar te verdra. Dit is so belangrik, sê hierdie klompie deegde, dat ons 'n ander verhouding met mekaar moet hê en 'n ander gesindheid teenoor mekaar moet hê. Hierdie 6 verse van hierdie hoofstuk is gelaaide verse. Veral die eerste 3 is die aanloop, dit wat die stiekkrag is om by die eenheid van die kerk uit te kom. Paulus begin, en in die Griekse teks, wat ons ook hier iets weerspieël sien, die woordjie daarom. Met ander woorde, hy verduidelik weer eens Christus en die betekenis van Christus se verlossing, en as hy sê daarom, dan is die bedoeling, nou dat ek dit alles gesê het, is die logiese uitvloeisel die volgende. En die eerste logiese uitvloeisel is die roeping, met ander woorde, om aan die Here te behoort, en lewenswandel, dit wat jy elke dag doen, hoe jy optree, daartussen moet 'n bepaalde verband wees. Op sy alliterasie af, sou ons kon sê, jy leef soos jy glo, en jy glo soos jy leef. Tussen roeping en lewenswandel moet daar dus 'n baie sterk band en konnotasie wees. Lewenswandel sou ook geïnterpreteer kon word met lewenstyl. My doen en late, hoe ek elke dag aanpak,
hoe ek met ander mense omgaan. Dis heel interessant dat daar 'n klompie vertalings is rondom dit wat ons hier lees, dat ons dit op die hart gedruk word, of ons word aangemoedig, sê 'n ander vertaling. Die sterkste wat ek gelees het, en waarby ek baie aanklank vind, is bloot om te sê, ek smeek julle, dat julle roeping en lewenswandel met mekaar in ooreenstemming moet wees. Want wanneer jou roeping en jou lewenswandel in ooreenstemming is, dan volg die vrug van die evangelie. Die evangelie in sy volle konsekwensie. En vandaar die klompie deegte wat genoem word. Die deeg van nederigheid, om jammer te wees vir mense, om bedagsaam te wees teenoor mense, om mense te verdra in die liefde. Die aandag vanoggend is spesifiek op nederigheid. Dink ons dadelik aan hierdie woord, dan dink ons in ons prestasiekultuur, in die tyd waar dit gaan oor die ekste, die eie ek, my eie belang, het iets soos nederigheid inderdaad geen plek nie. Trouwens, nederigheid word dikwels gesien as iemand laat self toe, dat iemand oor iemand anders loop, of geboelie word. Dus nederigheid kan wel in die woordeskat wees, maar dit kan beslis nie in ons gedragspatroon wees nie. As julle ook so sou dink, is julle in goeie geselskap, want in die tyd van die Nuwe Testament is presies dieselfde verstaan van nederigheid gehandhaaf. Dit is gesien as 'n swakheid. Dit is iets gesien wat jy glad nie behoort te hê nie. Dit is die minste van al die eienskappe wat jy behoort te besit. En tog praat Paulus van nederigheid. Maar Paulus bedoel dit in 'n baie spesifieke sin. Die woord wat hy vir nederigheid gebruik, het 'n oorsprong in 2 ander Griekse woorde. Die eerste woord sou ons rofweg kon vertaal as ek onderwerp my aan God. Ek is onderdanig teenoor die Here. Ek stel my onder sy gesag. En die tweede woordjie waar hy dit saamgestel is, het rofweg die betekenis van 'n veranderde gedagtegang. Ek sien sake anders. En wanneer hierdie onderworpenheid aan God en sake wat ek anders sien byeengebring word binne die konteks van die Nuwe Testament, dan kry dit vir ons inderdaad 'n totaal ander betekenis. Nederigheid sou dan beteken aan die een kant die toegewyde diens aan die Here, 'n toegewyde diens, 'n navolging van hom. En nederigheid sou verder beteken dat ek uitkyk vir ander, omgee vir ander, sterker gestel, in diens is van ander, sonder om iets te verwag. Paulus wil dus vir die lesers en ook vir ons kom sê, nederigheid beteken om voor die Here te kom staan in toewyding. Nederigheid beteken om 'n oog, 'n oor, 'n hart en hand vir ander mense te hê. Verder, interessant genoeg, lees 'n mens dan meer oor die begrip en sy eie tyd se betekenis toe, dan was nog 'n vertalingsmoontlikheid gewees om te sê, by jou is daar geen sweempie van aanstellerigheid nie. Daar is geen teken van hoogvaardigheid nie. Daar is geen bewys
van jy ag jou enigstens beter as iemand anders nie. Nederigheid, sê ons teks, begin nie by jou nie. Dit begin by God. God wat ook sy lewe as knegt kom aflê het vir ons. En nou van nederigheid, dat ons ook 'n navolger sal wees. En wie 'n navolger is ook iemand wat self verloon. Wie self verloon, lê die ou lewe af, neem die nuwe lewe op. Wie self verloon, kyk anders na die lewe, kyk met die gesindheid wat die Here vir ons het, na die lewe. Nederigheid so gesien, is dus die vrug van versoening. Nederigheid is die konsekwensie van wat die Here vir ons gedoen het. In gemeentes in die Nuwe Testament, waar mense so tydlustig was, en elkeen so 'n eie opinie gehad het, en dikwels mekaar verdag gemaak het, kom hierdie woord as 'n uitklop hou na hulle. Julle moet nederig teenoor mekaar wees, want die nederigheid verbind julle aan die Here, en die nederigheid verbind julle, hoor mooi, aan mekaar. Nederigheid sou ons dus kon sê, is 'n uitdrukking van die naaste liefde. 'n Nederigheid wat ek offervaardig is, wat ek gee, sonder om iets terug te verwag. Nederigheid vra, dat jy nie net jouself sal raak sien nie, maar ook die ander. En wanneer jy self en vir jouself met die ander verbind word, dan is daar 'n nuwe vestiging, 'n nuwe mekaar. Nederigheid loop dus uit om plek te hê vir mekaar. Soos daar plek vir my by julle moet wees, so moet daar julle 'n plek kan hê by my. Kan ek weer sê, nederigheid vra dat daar plek is vir elkeen van ons by mekaar, en dat die ander altyd 'n plek sal hê by ons. Wou Paulus bloot hier intellektueel of moreel met die lesers omgaan, die vroeë kerk? Allermins. Paulus het geweet hoe belangrik dit is dat die kerk 'n eenheid moet vorm. Christus het homself vir ons gegee, maar ons die navolgers, sy liggaam, moet hierdie eenheid onder mekaar kan uitleef. En hierdie eenheid is net moontlik as daar by ons 'n ander gesindheid, 'n ander uitkyk, 'n ander omgee, 'n ander verwagting is. Dieselfde sou gesê kon word van al die ander deugde wat hier genoem word. Al daardie deugde vra dat die fokus minder op myself sal wees en baie meer op ander, of beter gestel, myself in die lewe van ander mense. In vers 2 benadruk hy ook dat die deugde wat genoem word, alles moet 'n resultaat vind in die onderlinge liefde. Die liefdesbegrip wat hier gebruik word, is daardie allesomvattende, alles insluitende houding wat ons vir mekaar behoort te hê. 'n Eienskap of 'n deug wat die eenheidskarakter van die kerk kom vestig. En helaas, hoewel dit so aangrypend is, dat ons in ons dag en ons uur opgeroep word om ten spyte van die prestasiekultuur van ons tyd nederig te wees, is dit 'n eienskap wat ook in die kerk afwesig is. So kom die apostel en deur sy brief kom roep hy ons weer op om nederig te wees,
bedoelende die onderworpenheid aan God en ook die diens aan mekaar. Lees ons hierdie klompie deugde in die konteks van die groter gedeelte wat ons gelees het, dan sien ons dat hierdie deugde ook die vrede wat die Gees gevestig het, kom voed. Die vrede wat so belangrik is, ook in 'n gemeente en ook in 'n gemeenskap. En wanneer ons die deug besit van naaste liefde, uitgedruk deur nederigheid en om vir mense jammer te wees, om verdraagsaam te wees, om geduld te hê, om vrede na te streef, dan kom ons al hoe nader na die eenheid van die kerk. Want die eenheid van die kerk is 'n uitdrukking nie net van wat ons in woorde sê nie, maar onthou wat die eerste vers gesê het, die roeping en die lewenswandel. Dit wat ons glo, word dieselfde as dit wat ons doen. Ek het heel wat oor hierdie teks en die uitleg van die woordjie nederigheid gelees. 'n Paar opmerkings het my opgeval. Ek deel enkeles daarvan vir julle. Iemand vra die vraag, hoe is ons nederig in 'n gemeente? Hoe is ons nederig in verhoudings? En die spontane, dog eenvoudige antwoord kom, om dalk meer te luister, om minder te praat, om minder van jouself te laat geld, om meer die ander sigbaar te maak. En dan die opmerking wat dit alles saamvat. Nederigheid beteken dat ek nie altyd eerste hoef te wees nie, dat ek nie altyd reg hoef te wees nie, dat almal nie altyd met my hoef saam te stem nie. Nederigheid beteken om plek te maak vir mekaar, om ook mekaar te hoor en te verstaan. Paulus se oproep aan die gemeente gaan oor hoe handhaaf jy jouself in 'n uitdagende wêreld en ook in 'n kerklike sin, hoe dra jy by tot die eenheid van die kerk? Paulus wys die weg aan deur die noem van 'n klompie deugde. Die deug van nederigheid laat ons met 3 enkele opmerkings. Die eerste is, in nederigheid vind ons mekaar, nie die ek teenoor die ander nie, maar die ek en die ander word mekaar. Die tweede saak wat ons kan sê is, dat nederigheid is my geleentheid om ander meer sigbaar te maak, om ander meer te bemagtig. Nederigheid is my bydra om ander se lewens te verruim. En die derde opmerking waarmee ons afsluit. Nederigheid word ons belydenis. Nederigheid word ook die agenda van die week. Nederigheid is ons belydenis, want ons volg die Here na. Nederigheid is ons agenda, want ek leef nie alleen in hierdie wêreld nie. Wanneer ons nederig is, kan ons inderdaad hel bou aan een kerk, aan een geloof, aan een hoop, aan een doop, want die voorbeeld is vir ons gestel van die Here wat homself vir ons kom offer het. Daarom vir nog 'n keer, die laaste keer, wees nederig in liefde teenoor mekaar. Amen. Ek gaan vra dat Adi weer lied 178 vir ons speel as 'n stil gebed. Ons gee geleentheid dat julle vir 'n oomblik of wat self met julle eie soeke na nederigheid in hierdie sin sal omgaan.
Here onse God, dankie vir u woord, wat ons oproep tot eenheid, ook 'n eenheid van gesindheid, 'n eenheid van optrede. Sal u ons toes, sal u ons bemagtig, dat ons geloofwaardig sal leef, dat mense ons lewe sal kan identifiseer aan die hand van ons roeping, van u wat ons uitleef. Mag ons vanoggend bid vir hierdie dag, mag ons bid vir die weekse aktiwiteite, mag ons bid vir ons gemeente, mag ons bid vir ons kerk in wye verband, mag ons bid vir die oproer in ons land, die opstandigheid, die ontevredenheid, maar mag ons ook nie koud wees teenoor hulle wat in soveel nood verkeer nie, in nood in die liggaam en ook in die gees. Gee o Heer dat hulle nie net in ons gebede sal wees nie, maar ook in ons doen en ons late. Ons bid vir gesindheid van vrede in onsself, teenoor mekaar, ook in die onstuimige wêreld waarbinne ons lewe. Gee ook vir ons hier die nederigheid, 'n navolging, 'n selfverloning, 'n uitkyk vir mekaar, uit dankbaarheid teenoor u. Seën ons, o Here. Ons bid dit alles in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, julle kry geleentheid om die Here te dien met julle offergawe. Nederigheid is om met integriteit te leef, is om geloofwaardig te wees, en daarom bid ons voortdurend dat die Here ons daarvoor sal verander. Daarom lied 528, leer my u wil, Heer, u doel met my. Leer my u wil, Heer, u plan vir my. U gee u gawes, net soos u wil. Almal is diensbaar, elk maak 'n verskil. Kom ons sing al die verse van lied 528. Evil
ontvang die seën van die Here en gaan leef in nederigheid. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede en sy liefde skenk.